kykers. Ja, dit is die 26ste Oktober en die groot dag waarop al ons vrouens gewag het. Ons is op die oomblik by Deo Gloria in Barkly Wes en ons vrouekamp skop, ek dink, so oor 7 ure skop ons af vir die hele naweek en ons is so opgewonde. Die wolke is al reeds besig om saam te pak letterlik en figuurlik. Ons ervaar in die geesrealm het die wolke al so saamgepak en die Here gaan hierdie naweek sy gees uitstort. Maar nou moet ek vir julle agterlaat en Fransjo gaan vir julle bedien vanmôre met 'n tema uit ons Bikers Church uit. En die tema is vanmôre: wie of wat dra jy op jou rug? Vanmôre is die môre wat jy daai goed van jou rug gaan afgooi. Kyk gerus na ons program, kyk na hierdie diens wat nou gaan plaasvind en hierdie boodskap wat gaan uitgaan en ek bid dat die Here vanmôre ook daai las van jou rug af sal afval. So geniet dit saam met ons en ons sien julle volgende Vrydag. Vanmôre in hierdie kerk is mense wat met goed in jou hart rondloop en jy kan nie vrykom, jy kan nie loskom nie. En ek wil weer vir jou die volgende sê: as jy nie kan vry maak nie, kan jy nie vrykom nie. Sorry ouens. Dis waarom baie ouens opgee langs die pad om kerk toe te kom, dis waar die ouens langs die pad uitval, want hulle is nie bereid om te sê: Here, ek is bereid om los te maak en af te gooi van my rug af nie. Ek is nie bereid om vry te spreek nie. Ouens, al het wat met jou gebeur, jy moet kan losmaak en vry spreek, want is al wanneer jy kan vorentoe gaan, is wanneer jy losmaak. En die groot probleem en die vraag is, wie is op jou rug? Ons almal word getoets en die vraag is, kan ons dit vat? Nou ek het by die standaard gesien, is net hondas wat dit kan vat. Elia het so pas 'n wonderwerk voor sy oë gesien plaasvind, waar die Baal-profete gebid het, en het gebid en gebid en gebid, en niks het gebeur het, daarna het hy met klippe begin kap, en hy het vir God gebid, en God het vuur gesteek, en die offer daar met een slag alles verteer, alles was verbrand, reg voor Elia se oë, en die volgende wat gebeur sê, Elia hierdie godsman het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan, daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens, hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg. Here, neem my lewe. Hy het nou al hierdie wonderwerke voor sy oë gesien plaasvind. Elia, is dit Elia? Ja. Here, neem my lewe, maak my dood. Want ek is niks beter as my voorvaders nie. Deur Jezebel, wat 'n opdrag uitgesit en gesê het, sit hom agterna en maak hom dood. Hy het nou gesien wat kan God doen, en dit is wat met ons gebeur. Ons sien wat God vir ons wil doen, maar ons twyfel in die krag wat God binne in jou gesit het. Weet jy wat? Ons mense paniek betom al om met een ou vir jou 'n negatiewe ding sê, dan begin jou knie so te maak. Jou vertroue is nie op mense nie, man, jou vertroue is in God. Maar die mense wat vanmôre so sit en sê, wie ek voel misbruik, ek voel teleurgesteld, ek voel vertrap, my huweliksmaat en alles, en die volgende ding wat gebeur, die volgende ding, wanneer iets jou hier diep binne seermaak, reageer ons. Wanneer iets jou seermaak, het ons reaksie wat kom. Is dit nie waar nie? Sê net vir my iets, dan gebeur die volgende. En ouens, is die gevaarlikste ding wat ons as kind van God kan doen, is om in daai posisie te plaas, wat ek my eie seer maak, dat ek anders seer maak om beter te voel. Weet jy wat? As jy my seer gemaak het en ek kan jou so 'n bietjie terug, 'n steekie teruggee, dan voel ek dan ten minste, wow, ek voel beter. En weet jy wat? So sal dit aanhou totdat niemand meer gelukkig is nie. En nou is almal rondom ons kwaad. Weet jy wat? Jy moet nou vanmôre hoor, ek vra jou die vraag, die pakkie wat jy moet dra, is dit, kan jy hierdie pakkie dra? Is hierdie pakkie vir jou te swaar? Kan jy hom dra? Ek wil eers vanmôre vir julle iets wys, want weet julle wat is die probleem? Weet julle wat is die probleem? Satan kom, dan breek hy vir ons stukkie vir stukkie. Dis wat Satan met ons maak.
En hierdie baggage, wie wil hierdie sak dra? Kom, jy gaan bloei vanmôre my seun. Want Satan wil jou misbruik, hy wil jou vertrap. Hy het nie 'n goeie woord vir jou nie, hoor vanmôre in hierdie kerk wat ek vir jou sê, hy het nie 'n goeie woord vir jou nie. Terwyl jy vanmôre hier sit, meer as 'n oorwinnaar in die Here, man. Maar hy sê, my gees gee ek vir julle, my krag, maar my laste raak al hoe swaarder. Hou die sak, moenie die sak laat sak op die grond nie. Jy wil hier kom staan het. Bring nog klippe daar. Bring nog klippe. Ag baie. Moenie ingesluk word deur verkeerde ouens. Ek praat sommer nou met jou ook. Jy moet pad met die Here begin stap. Moenie net verkeerde ouens jou insluk nie, my boeta. Hoor ek vandag vir jou sê. Watch baie mooi. Pas op vir julle. Moenie net verkeerde ouens julle insluk nie. Die mannetjie gaan hierdie goed moet dra. Hy gaan gesny wees vandag. Weet jy wat? Ek gooi stokke. Ek gooi goed op jou pad want ek wil jou misbruik. Jy is nie die duiwel se vloerlap nie, man. Ouens, weet julle wat? Ek wil iets prakties vanmôre aan julle demonstreer. Ek wil iets prakties vir julle probeer wys, man. Dis soos dit by ons huis klink op die straat teruggaan. As my vrou my rondjag. Rob. Come on! Jy is meer as 'n oorwinnaar deur die Here wat jou die krag gee, man. Dankie, Louis. Pak hulle hierso. Nee, hou die klap. Net dis soos die duiwel het aandra. Die Louis is nie die duiwel nie. Dis soos die duiwel. Die twak na jou toe aandra. En hy kom sit dit neer. Maar ons sit in die huis van God. Ons sit in die huis van God. Maar ons loop met baggage. Maak op jou sak. Ek voel rou hier binnekant, maar ja, sê die duiwel. Ek sal jou rou maak. Op jou rug. Kaps met die. Help my ingooi, ek raak moeg. Kom help my. Weet jy wat is die probleem, ouens? Weet jy wat is die probleem? Die duiwel het nie 'n leihaar op sy kop nie. 24/7, 365 days of the year, he is there. Hy is nie lui nie. Hy's nie lui om hierdie goed aan te dra. Hy's nie lui om jou, Smitty, daar ou het nie 'n leihaar op sy kop nie. Hy sal gemors bring, hy sal jou misbruik, hy sal jou vertrap, hy sal seer in jou lewe bring, hy sal rou in jou lewe bring, hy sal goeders bring wat jou laat voel, I'm not worth it. Ek maak dit nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ja, as die kom hulle nou. Dankie duiwel in sy trouwand. Ek kan nie vir my swaar sê, hy is die duiwel nie. Dis reg, ons sal nou kyk. Nou praat ons, nie daai paar goedjies nie. Hier is net sy demoontjies wat hierdie goed aandra. Sy demone bring hierdie klein goedjies. Dis lekker om jou te vernietig. Dis lekker om jou te... Wag, wow. Hy pas. Ek misbruik jou, sê Satan. Ek laai jou. Dis te swaar om jou laste te dra. Ons soek 'n groter, kom. Sien, dis daai, nee, weet jy wat? Dis daar wat hy, maar wie wat maak ons dan? Wie wat maak ons nog? Wat sien jy wat die ouens maak? Nee, hy kan nie op sy rug kry. Ek wil met my een hand optel, maar ek wil nie so op vir die mense nou opsit nie. Toe maar los, ek en jy saam gaan dit nie maak, jy moet iemand anders kry. Maar wie wat maak ek ouens? Wat ek sien, wat maak hulle, nee? Ek kan nader dat die mense issues dra nie, dan sleep hy dit. Het jy dit gesien? Here, ek stap maar met my. Los die Here! Los! Here, ek kan nie. Ek kan haar nie vergewe nie. Satan sê, jy moet haar nie vergewe nie. Moet hom nie vergewe nie. Moet hom nie vergewe nie. Moenie, dit sal nie werk nie. Dis, ja. Dan kyk ons die kruis voor ons uit, dan sien ons 2000 jaar terug die bloed op Golgotha van die kruis afgedrup. Maar sê ons nog steeds, nee, is maar beter. Is maar beter dat ek eerder aan hierdie pakkie van my vashou. Want dis wat God. En ek sien wat doen God vir mense by die kruis. Ons het 'n ou liedjie gesing, by die kruis,
by die kruis sal ek bly vir ewig. Nou kom hulle hier, en God touch hulle. Ag, weet jy wat, moenie, ek wil sommer veel reguit sê, as jy dink, is nie lekker om kind van God te wees nie, maak jy 'n groot mistake hoor. O Franso, weet jy wat, ek moet te veel goed aflê. Weet jy wat, die gemors wat Satan op my rug gehad het, ek gooi nog goed op, of kos blaai nou my nog met goed. Maar weet jy wat kom ek nou agter? Die feit dat my sak onderstikkend is, en die gemors wat hy ingooi, val onderuit. Dat staan my in die oggend op, en wanneer ek opstaan, en sê ek, goeiemôre Jesus, hier's ek. What can I do for you today? Jy weet hoe van Satan ontslae raak as jy God ken. Don't give up! Dit kos niks om Jesus Christus te volg nie, ouens. Dis verniet, dis mahana. Staan vir ons so. Efesiërs 4 vers 6, hy sê, as julle kwaad word, moenie sondig nie. Jy's nou ook ouens, ons almal het glip nog 'n woordjie uit. Maar weet julle wat, ons moet probeer, as hy skielik kwaad word, sê Here, plaas gou 'n wag voor my mond. Kieswetter, Marius, wat is sy naam? Gary Kieswetter sê, sit 'n hek voor jou bek. Dis mooi gesê, sit 'n hek voor jou bek. As ons kwaad word, moenie sondig nie. Moenie elke dag kwaad afsluit nie. En nou sondig ons deur mekaar te beledig. En Jesus bloei. Jesus kry seer. As jy iemand seer maak, of vir iemand iets sê, kry Jesus seer. Want wat jy sê jy nie vir jou vrou, of vir jou man, of vir jou kind nie. Jy sê dit vir God se skepsel. Maar as ek kan 'n steekie steek, dan kry Satan dit reg, dat ons 'n sak laai. Hy kan lank nie die sak op sy rug hou het nie, want ons laste word te swaar om te dra. En nou kry Jesus, ek wil afsluit met hierdie laaste, nou sê die Here in 1 Petrus 3 vers 9, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Dis nie ek wat dit sê nie, dis God se woord wat dit sê. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moet dit nie antwoord, moenie terugbeledigings, los die beledigings uit, laat hy jou beledig, want weet jy wat, hoe meer hy beledig, hoe meer word sy eie package gelaai. Maar God sê, 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat die seën van God, sodat julle die seën van God kan verkry. Moenie beledig nie, sê die Here, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God, dis mooi gesê, Smitty, as iemand jou vloek, seën hom. Jesus sê, as iemand jou op die linkerwand slaai, hy sê, as hy my hier pies, val hy. Nee papa, man raak jy aan my nie. Jesus se woord sê, as jy boordkleed gaan, gee my onderkleed ook. As hy vir jou vra om 'n myl saam met jou te stap, stap saam met hom 2 myl, stap saam met hom 3 myl. Efesiërs 4 vers 27. Moenie! Kom ons sê dit hard almal saam. Moenie! Die duiwel vat kans, gee nie. Hy is 'n parasiet. Parasiet. Klas, hoor julle baie mooi. Hy is 'n parasiet. 'n bloedseier. Gee hom nie 'n vasdraplek in jou lewe nie. Want as hy die kans kry om aan jou te klou, sal hy jou laai, en hy sal jou laai. Kom stel op jou rug. Jy wil ons hier rond speel. Dan stap jy vir ons 3 keer om die gebou, met die sak op jou. Dan sê, kyk daar. Sien jy daar? Te swaar om jou laste te dra. Ons skeer, maar wie wat maak ons nou? Ons sleep het maar saam, sleep hom maar saam. Ek sien, jy kan dit nie meer dra nie. Sleep hom maar saam met jou hier verby. Daar gaan jy. Gaan maar, reis toe met hom. Sien jy? Dis hoe ons gaan. Daar gaan ons. Kyk daar. Sing Kathy, wat sê over die rooi skoene is sy naam? Kramer. Het hy nie so gesing, pak op, sit jou goeikies op jou kop. Daar is 'n gedeelte wat sê, nou het ek vergeet.
Nee. Die linkerhand. Watter kant meneer lê die plek? Misverstand. Stukkie lê hier. Lê daar, hoor wat sing hy. 'n stukkie van my lewe lê so baie deur mekaar. Maar wat ken, hoekom? Hoeveel stukkies van jou lewe lê vanmôre deur mekaar? Hoeveel stukkies van jou lewe lê vanmôre agter jou? Hoeveel stukkies kwaad en woede en pyn en hartseer lê vanmôre agter jou? God sê vanmôre, stop it, today is the day that you're going to turn around. Vandag sê die Here, ek ervaar in my gees, jy's dalk besig om dwelms te gebruik. Jy's dalk besig om dit te misbruik vanmôre. God sê vanmôre vir jou, ek weet nie wie jy nie, maar God sê vanmôre vir jou, jy's nie toevallig in hierdie kerk nie. Dit is nie van God af nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, it's not from God. It's the way Satan wants to kill you. Dis die manier waarop die stukkies van jou lewe agter jou deur mekaar begin lê. Ons gaan nou vir mense bid in hierdie plek. Ons sing 'n song, He has risen from the dead and He is alive. Die God wat ons vanmôre bid, lewe. En hy sit in die regterhand van God die Vader en hy sê, ek tree vir jou in as middelganger, as hoëpriester, want die duiwel is ons aanklaer. Moet nooit sê die Heilige Gees het jou aangekla nie, want as Satan jou aankla, as jy verkeerd gedoen het, dan staan hy by God die Vader, dan sê hy, het met Job self doen, hy sê, het jy gesien wat my kind gedoen het? Het jy gesien wat hy gedoen? Het jy gesien wat Frans so gedoen het? Het sy meer verloor? Dan staan Jesus Christus, dan kom spring hy tussen Satan en God die Vader en hy sê, hey, hierdie seun van my het vergifnis gevra en my bloed het hom skoon gewas. Daar het geen aanklag teen hom nie, man. Hy's vrygekoop deur die bloed van die lam. Daar is nie aanklag teen jou as jy Jesus Christus in jou hart het nie. Vir hulle wat God het, is daar geen veroordeling meer vir hulle nie wat Jesus Christus volg nie. En ek wil vanmôre sommer weer uitnodig maak in hierdie kerk en sê, leave your baggage behind. Dis tyd, ouens, weet julle wat? Ek preek hard en ek preek reguit. Maar ek gaan nie eendag voor God staan en jou aan die slaap sis en vir jou sê, weet jy wat? Ploeter maar aan soos wat jy is nie. En jy eendag jou oë vir die poorte van die hel moet oopmaak nie. Luister, jy kan 'n voluit lewe, geniet jou lewe man. Ek geniet my lewe, geniet jou, weet net waar om die perke te trek in jou lewe. God gee vir ons boundaries. Hy sê, my kind tot hierso, hier is die grense, jy weet wanneer jy oor die grense gaan trap. Jy weet wanneer jy buitekant hierdie boundaries gaan begin beweeg. God sê, gee vir hulle grense, geniet julle binnekant hierdie grense. Maar as jy oor daai grens gaan speel, luister, as jou kind, as jy hom toelaat om die pad te steel, gaan die karre omtrap. Jy kan nie vir 'n kindjie van 3 jaar sê vir daai seentjie wat hier by tuis sit, gaan half met daai pot warm water van die stoof af nie. Wat maar die aardappels, want ek kook baie aardappels, ek kook mos by ons uit. As ek aardappels kook, julle kan by my kom eet. As ek aardappels kook, dan kook ek eers die water en dan sit ek die aardappels in die water vir julle vrouens wat wil aardappels leer kook. Ek like aardappels like. Dan skil ek, jy kan nie vir daai kind sê gaan haal daai aardappel kookwater van die stoof af nie. Jy kan nie vir 'n kindjie sê, Jan Doep se laat is, hoe oud is hy nou Jan? 3. Ek wens hy was hierso. As Jan sy boesa nou, hy klim van die kant af op. Ons sal dit van dit demonstreer in die kerk. Jan sy klim hier van die kant af op hier. Hy's 2 jaar. Dan skakel hy hom aan. Dan start hy hom. Gelukkig weet hy nog nie wat die ratte sit nie. Hy kan nie bykom nie. Maar as hy kind sy voete bykom, as hy 9 jaar is, kan sy pa mos nie vir hom sê, hy vat hierdie ding, en vat die hoofdpad daar buite in Williams se spa nie. Jy kan het, God sal mos nooit aan sy kinders doen, of jy sê, luister, om met jou om kan start, gaan ek al vir jou toestemming gee, om te gaan wheelie nie, en op die pad te ry nie. God gee vir ons boundaries, ouens. Die vyand sal sê, gaan en ry om. Die vyand sal sê, haal hy pot van die stoof af. Moet dit nie toelaat nie. Moet dit nie toelaat dat die vyand met jou mors nie. Vraai bolletjies, draai om, ek wil jy nie gehoor, maar kyk, wat doen jy? Die Here sê vanmôre vir jou, ouens, julle dink is simpel wat ek vanmôre doen. Maar God sê vanmôre vir jou, jou sak, jou laste, is verby, is tickets. Gooi hom, breek hom, hierso, breek die mag van Satan man, breek die duiwel, breek hy mislukking, breek daar goed in die naam van Jesus Christus. God sê, vandag maak ek jou vry. Dankie Vader, in die naam van Jesus Christus. In jou hart kan ek voel, God sê, I'm touching you, I'm healing you, because my son have set you free.
Louis, hierdie Boeta, watch this space. God gaan jou fenomenaal, Vader. God gaan jou fenomenaal gebruik. Hy gaan jou plekke instuur waar ek en 'n pastoortjies nie kan inkom. Hy gaan God jou instuur en God gaan jou gebruik fenomenaal. Alleen vir die leef ek, U alleen vir die sterf ek, U alleen is die U alleen sou die hemeltroon verlaat, U alleen sou die mens so lief aanraak, U alleen sou kom sy eersgebore seun. Dus gee ek myself aan U, ja U alleen. U alleen sal ek aanroep, U alleen sal ek lief hê, U alleen vir wie ek nou hier sing. En U alleen vir die leef ek, U alleen vir die sterf ek, U alleen is die U alleen sal ek aanroep, U alleen sal ek lief hê. I can feel it down inside. We're gonna I was dead, now I'm alive. Oh, we're gonna turn it up. Are you ready? Hey! Gonna outshout the heavens now. Gonna sing. Ek staan hier op Serabi Lodge. Hierdie plek het regtig 'n geskiedkundige iets aan hom. Ons het in 2008 is die geboorte van ons Northwest Bikers Church hier by Serabi begin. En hier het wonderlike dinge gebeur. Hier het ons hulle harte vir die Here gegee en nou beplan ons weer die naweek van die 1 Desember beplan ons 'n mini God rally fees hierso. Hier gaan stalletjies wees, hier gaan uitstallers wees, hier gaan 'n feesatmosfeer wees. Ons is hier tussen Potchefstroom en Klerksdorp op die N12 en asseblief kom gerus vir die naweek, bring jou tent, kom staan op. Dit gaan 10 minimale, jy gaan nou die kostes sien, 10 minimale kostes. Bring die kinders saam. Hier's 'n swembad. Ons gaan sing, ons gaan fees vier hier by Serabi die naweek van Desember maand. En kom gerus en maak hierdie naweek 'n naweek vir jou en jou familie. Bring jou karavan, bring jou tente, kom kamp en maak dit 'n fees naweek in die Here. Ons sê vir die baie dankie.